Weer eens baie welkom. Ons laaste een van hierdie reeks oor die gelykenisse oor die koninkryk van Jesus. En Jesus het eintlik baie gelykenisse vertel en ons het maar 'n paar uitgekies wat ons dink belangrik is. En ek bid dat jy ergens in jou hart gehoor het die Here praat met jou en jy verstaan en tot insig kom en jou lewe aanraak en jou lewe verander volgens die woord van die Here. So baie dankie dat jy in 'n sirkel is, dankie dat jy moeite doen om na te luister, al ry jy net in die kar en jy luister hierna, dan wil ek sê baie dankie vir die moeite wat jy doen. So net daar waar jy is, kom ons bid saam. Vader, dankie dat jy ons lief het, en dankie dat jy vir ons omgee, en ek bid dat ons sal luister, Heilige Gees praat met ons terwyl ek praat hierso. Help my om met vrymoedigheid oor die woord te praat. En dankie vir die liefde en die genade oor ons. In U naam. Amen. So vanaand wil ek dalk nie oor 'n gelykenis praat nie, maar ek wil praat oor Jesus se autoriteit. Jy moet onthou, 'n koninkryk gaan oor gesag, dit gaan oor mag. En maak jou Bybel oop daar by Matteus 8. Ons gaan lees Matteus 8 en aan die einde gaan ek afsluit met Matteus 8. En ek wil graag hê jy moet in jou Bybel dit merk en dit gaan lees en dalk 'n nota maak daarso in jou Bybel en saam lees en weer daarna gaan kyk. So ek wil begin om te sê, jy moet iets onthou. Jesus het die gelykenisse vertel om ons te leer van die koninkryk van God. Nou die Ou Testament het gegaan oor wonderwerke. As jy sukkel met geloof in jou hart, gaan lees die Ou Testament stories en dan kom daar geloof binne in jou hart oor dit wat God gedoen het. So die Ou Testament wys ons die wonderwerke wat God gedoen het. Die Nuwe Testament wys ons wat hy deur een persoon kan doen en wat hy deur ons kan doen, want die Heilige Gees is in ons. God woon in ons is die tempel van die Heilige Gees. Nou, koninkryk gaan oor gesag, dit gaan oor autoriteit, dit gaan oor mag. Ek sien die prentjie, 'n koning wat heers. Nou, 'n koning moet gesag hê, anders kan hy nie heers nie. Hy kan 'n naam daar wees, maar as hy nie gesag, as hy nie autoriteit het nie, dan beteken dit niks nie. En Jesus kom en hy leef dit. Jesus kom, hy wys dit vir ons en ons het dit ook. En daarom is belangrik, Jakobus 4 vers 7, en hoor wat sê hy? Hy sê, wys dus dat julle van God afhanklik is, deur na hom te luister. 'n Ander vertaling sê, onderwerp julle dan aan God. So as hy die koning is, ek kom en onderwerp my, dan sê hy, weerstaan die duiwel, en hy sal van julle wegvlug. Wys dat jy luister. Onderwerp beteken, ek luister. So hy is koning, ek is dienskneg. Ek is nie die koning nie. Hy is koning, en ek luister. So, as ons praat oor Jesus se autoriteit, dan moet jy verstaan, die woord autoriteit dui aan toestemming. Nou, autoriteit kan ons die woord gesag en mag kry, maar jy het autoriteit, daar's toestemming, dit dui op bevoorregting, dit dui op krag, dit dui op reëls, dit dui op beheer, invloed. Wanneer iemand autoriteit het, dan beteken dit, hy is bo iemand anders aangestel, hy het gesag oor daardie, hy het 'n sekere mag oor daardie, hy het autoriteit om besluite te maak. En dan is dit ook 'n verantwoordelikheid, want jy moet nou onthou, ek het 'n verantwoordelikheid om besluite te maak, om goed te sê, en hulle is in staat om dinge te bepaal, dinge te besluit, om uitsprake te maak, hulle het sekere regte en voorregte, want die autoriteit is vir hulle gegee. Wat byvoorbeeld in jou huis, pa en ma het autoriteit. Nou ongelukkig, het party kinders het die autoriteit, maar die regte ding is, pa en ma moet dit hê. Pa en ma het gesag in die huis. Die regering, daar's owerhede, daar's polisie, daar's weermag, daar's beamptes wat bo ons aangestel is, en of hulle het reg of verkeerd gebruik, maar hulle het autoriteit. In die skool is daar onderwysers, maar daar's 'n skoolhoof wat autoriteit het, hy het gesag, wat hy uitoefen. Selfs by jou besigheid. 'n Besigheid het tog 'n eienaar, het tog 'n direkteur, het tog mense wat besluite maak.
Selfs by 'n werkswinkel is daar 'n voorman. Hy het autoriteit om sekere besluite te maak. In enige deel van ons samelewing is daar wat autoriteit het. Mense wat voorregte het, mense wat gesag het, mense wat toestemming gee, mense wat reëls stel. Dink ook 'n oomblik daaraan, daar's regters. Regters wat autoriteit het om te vonnis en die vonnis te bepaal. Nou moet ons besef wie Jesus is. Dat die hele Nuwe Testament, die evangelies, verduidelik vir ons, wys vir ons die autoriteit wat Jesus gehad het. Hoor wat sê Matteus 28 vers 18. Aan die einde van sy lewe, nadat hy die dood uit opgestaan het, net voordat hy opgevaar het hemel toe, dan sê hy, en Jesus kom toe nader en sê vir sy disippels, God het die volle mag oor hemel en aarde aan my toevertrou. Hy het alles ontvang. Matteus 7, toe Jesus sy redevoering voltooi het, was die skare verstom oor sy lering. So hulle was verstom, wow, dit wat Jesus leer, omdat hy hulle geleer het soos iemand met gesag, en nie soos hulle skrifkenners nie. So hy het geleer soos iemand met gesag. Hy het autoriteit daar gehad, in Matteus 7. En dink 'n oomblik daaraan, dat Jesus is God. Hy is God. En dan sê hy, en hy het hom mag gegee, om ook te oordeel. So Jesus praat van God die Vader, het vir my mag gegee om te oordeel, omdat hy die seun van God is. Johannes 5. Maar hy sê net autoriteit om te oordeel nie, maar Jesus het ook gekom en sy lewe neergelê. In Johannes 10 vers 17, om hierdie rede het die Vader my lief, omdat ek my lewe aflê, sodat ek dit weer kan opneem. Nou dink 'n oomblik in die tuin van Getsemane, toe Petrus die swaard trek, en hy wil veg, toe sê die Here, toe sê Jesus, dink jy nie, daar's 10 legioene engele gereed om my te help nie, dat hy kon 'n woord spreek, hy het die autoriteit, hy het die gesag gehad, maar hy lê sy lewe af, hy luister vir die Vader, hy doen wat die Vader wil hê, en Jesus eintlik sê, ek misbruik nie my autoriteit nie, dis wat hy eintlik sê, alle mag is aan my gegee, ek kan oordeel, ek kan besluite maak, maar ek lê my lewe af. Maar nou moet ons ook besef, dat die Here gee dit vir ons ook. So, die Bybel is nie daar om te wys wie Jesus is nie, hy leer ons ook wie ons is, leer ons wat ons moet doen. En dan sê Johannes 1 vers 12, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy mag gegee, autoriteit gegee, gesag gegee, om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. So jy het mag gekry, jy het daai autoriteit, en dink 'n oomblik daaraan, jou kind het meer autoriteit in jou huis, as wat ek het. Ek sê pastoor, maar ek kan na in jou huis inkom, ek kan nie sommer net die yskas oopmaak, sommer daar op jou bed gaan spring of iets nie, maar jou kind het baie meer autoriteit in jou huis, as wat ek het, want hy is jou kind, jy het hom hy dra jou name, hy is jou bloed, jy gee dit vir hom, hy die gesag, hy die mag, en wat baie keer gebeur, as pa en ma uitgaan, dan kom hulle, dan sê pa en ma vir ou boet, en sê, hoorie, julle luister nou vir ou boet, ja, of ou sis, julle doen wat hy sê, dan gee hulle daai autoriteit vir ou boet, of ou sis, gee hulle dan, en dan leef hulle, en dis wat ons ook moet besef, dat die Here wys ons wie hy is, maar hy wys ons wie ons ook is, dat ek en jy het autoriteit, en jy moet vandag besef, dat God ons gesag gegee het, God ons mag gegee, hy het ons autoriteit gegee, en ons moet dit reg gebruik. Onthou nou, wat ons 'n paar keer al gesê het, Matteus 16, toe Jesus vir die disippels vra, wie sê julle is ek? Wie sê die mense? En toe vra hy, wie sê julle? En toe antwoord Petrus, is die Christus, die seun van die lewende God. Dan sê Jesus, op jou Petrus, hierdie openbaring, gaan ek my kerk bou, en die poorte van die doodryk sal dit nie oorweldig nie. Dan sê hy, ek gee vir jou die sleutels. So ek en jy het sleutels ontvang. Daai sleutels sê dat ek gesag het, ek het mag, ek het autoriteit. Ek moet dit reg gebruik. Dan sê hy, dit wat in die hemel oopsluit, sal op die aarde oopgesluit wees, dit wat jy toesluit, sal toegesluit wees. So, dat ons moet besef, dat ek het 'n invloed op die geestelike, ek het 'n invloed op die natuurlike, ek het 'n invloed
van dit wat rondom my gebeur. Dan is eintlik die vraag, hoe leef ons? Hoe wandel ek en jy in die krag, in die gesag, in die autoriteit wat God ons gegee het? Verstaan ons dit wat God ons gegee het? Dat ek moet verstaan, daar's 'n natuurlike lewe. Maar daar is 'n geestelike lewe ook. En jy moet verstaan, die geestelike lewe om ons is baie groter as die natuurlike. Nou, party mense kan so leef, hulle weet daar's 'n geestelike, hulle weet daar's ietsie, en dit word so bietjie geraak. Of jy kan so leef dat jy invloed op die geestelike het. Jy kan invloed hê op dit wat in die gees rondom jou gebeur. En ek dink daar gebeur dalk baie meer geestelike dinge rondom jou. Daarom sê die Bybel, onderwerp jou aan God, weerstaan die duiwel. Weerstaan die duiwel. En baie mense sê, dit voel of die duiwel my aanval, maar hulle weerstaan nie die duiwel nie. Kom op 'n plek dat jy hom weerstaan en teen hom is, en teen hom werk. En sê, ek sê nee vir jou, maar ek onderwerp my aan die Here. So ek moet so leef, dat ek 'n invloed op my natuurlike het, maar ook in my geestelike. En hoor wat bid Paulus. Nou hierdie is 'n baie mooi gedeelte in Efesiërs 1. Bid Paulus vir die gemeente van Efesiërs. Nou, Efesiërs was klomp heidene wat tot bekering gekom het. Hulle het niks van die wet geweet nie. Galasiërs is vir die Jode, hulle het die wet geken, en dan skryf Paulus aan hulle. Maar Efesiërs hou ek van, want dit is so half vir ons wat heidene is, ons het niks van God geweet nie. Nou skryf hy vir ons, hy sê, mag God julle harte so verlig, daai verlig is, wow, 'n lig wat aangaan, dat julle sal insien, watter wonderlike vooruitsig sy roeping inhou. So wat 'n wonderlike vooruitsig sy roeping inhou, is dit nie hy wat jou geroep het om kind van God te word nie, jou geroep het om tot bekering te kom nie. Dis nie verniet nie, dit beteken nie niks nie, dit beteken eintlik baie. En mag jy insien, wat 'n wonderlike vooruitsig. Mag jy insien, hoe 'n ryk heerlikheid dit is, dat God sy eie mense vir hom as erfdeel verkry het. En dan belangrik, mag jy insien, hoe enorme groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Ek lees dit weer. Mag julle insien, daai insien is verstaan, begryp, hoe enorme groot die krag is wat God gebruik vir ons wat glo. Dieselfde magtige sterkte was ook aan die werk toe God Christus uit die dood opgewek het en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. So nommer 1, jy besef wat se vooruitsig daar is om 'n kind van die Here is, wat se rykdom daar is, maar ook wat se krag in jou werk. Vir hom wat glo. So glo is hierdie sleutel wat oopmaak dat jy autoriteit het. Sleutel wat oopmaak wat goed gebeur omdat jy daar geloof hier binne in jou hart is. En dan toe ek hierna uitwerk, toe sit en dink ek, maar dis wat ons moet weet. Ons moet weet wat se krag en wat se insig. Maar hoe leef ek dit? Hoe kry ek dit reg? Want wie wat sal lekker wees, as ek 'n ding sê, dan gebeur dit. As ek iets praat, dan gebeur dit. Dit sal lekker wees, want dis hoe 'n koning is. As 'n koning 'n opdrag gee, dan gebeur dit. Hoe kry ek dit reg? Dan dink ek heel eerste, moet ek en jy herken dat God koning is. Koning van my lewe is. Daai herken beteken, ek onderwerp my. Daai herken beteken, ek luister vir die Here. Ek doen wat God sê, en ek weerstaan die duiwel. So, nommer 1, ek erken God. Nommer 2, ek moet besef, ek is kind. Omdat ek kind is God nie daar ver nie. Hy's 'n Vader wat naby is. Ek hoef nie 'n klomp goed te doen nie, ek moet glo. Daar moet geloof wees. Ek moet glo wie ek is. En dan luister ek vir sy reëls. Nie my reëls nie. Sy reëls, sy manier. Ek leef soos hy wil hê. En wat wil God hê? God wil hê, daar moet liefde wees. Jy kan dit daar neerskryf in 'n notaboek. Daar moet liefde wees. Plus daar moet geloof wees. Onthou, hierdie twee wette werk in die koninkryk. Liefde en geloof. Ons kan nie sonder dit werk nie. Autoriteit werk met liefde en geloof. Dink net as jy autoriteit het, maar jy het niks liefde nie. En ek dink dis hoekom God nie wil hê dit moet werk nie. So daar moet liefde wees. Liefde soos Jesus wat sê, ek lê my lewe af. Ek het die autoriteit om die ander wang te draai, om die minste te wees, om nederig te wees, sagmoedig te wees. Dis liefde. Om geloof te hê.
in hierdie wêreld wil almal teen jou werk en sê jy moet nie geloof hê nie, maar om geloof te hê, wat dit geweldig sterk maak. En nou is Jesus weer ons voorbeeld. Want hoor wat sê die skrifte, Johannes 5 vers 30. Maar ek doen niks sonder om my Vader te raadpleeg. So as jy vra, hoekom het Jesus so baie gesag en mag gehad en autoriteit gehad? Hy sê, maar ek doen niks sonder om die Vader te raadpleeg nie. Ek doen net soos ek gesê word. My oordeel is absoluut regverdig, omdat dit volgens die wil van God is wat my gestuur het. Dit is nie net my eie nie. So ek doen niks by my eie nie. Ek raadpleeg die Here. Hoor wat sê Johannes 8 vers 26 en 28. Ek het baie oor jou te sê en baie om te veroordeel, maar ek sal nie. So hy misbruik dit nie. Jesus kies, ek sal nie. Want ek sê net wat ek gehoor het van die een wat my gestuur het. Ja, mag dit in my lewe ook so wees, dat ek net sê dit wat ek gehoor het. En hy is waaragtig. Jesus het toe gesê, wanneer julle die Seun van die Mens aan die kruis opgehef het, dan sal julle besef dat ek hy is, en dat ek niks op my eie doen nie, maar dat ek spreek wat my Vader my geleer het. Wow, ek dink baie keer doen ons dinge so uit ons eie, maar hy sê, ek doen niks op my eie nie, maar ek spreek wat die Vader my geleer het. Dit kan jy neerskryf, dis die voorbeeld van Jesus. So, Jesus hoor, dan sê hy raadpleeg die Vader, dan doen hy spreek dit wat hy by die Vader hoor. En daarom is dit vir ons ook belangrik, dat ons moet besef dat Jesus het autoriteit gehad. Hoekom het hy autoriteit gehad? Omdat hy niks uit sy eie gedoen het nie. En dan kyk jy na die evangelies, dan gaan die hele evangelies eintlik oor sy autoriteit. Hy het gesag gehad oor die natuur. Dink 'n oomblik saam met my. Hy loop op die water. Hy maak die storm stil. Hy vat water en hy verander dit in wyn. Hy spreek 'n vyeboom aan. En dan verdor die vyeboom van sy wortels af. En dan kom Peter en sê, "Wow, Here, kyk hierdie vyeboom." Dan sê Jesus, "As jy vir hierdie berg sê en jy het nie twyfel in jou hart nie, maar glo dit wat jy sê, vir hom sal dit gebeur." So, Jesus sê eintlik, dis al wat ons nodig het. Ek het geloof nodig en nie twyfel nie. So, Jesus het gesag oor die natuur. Hy het gesag oor die bose. Hy dryf duiwels uit mense uit. Kan julle die gedeelte onthou, waar die duiwel sê, asseblief, stuur ons in die vark, en dan stuur hy hulle in die vark die kraans daar af. Hy het autoriteit oor siektes. Hy blindes, krepeles, hy verander hulle lewe. Hoor Matteus 11, Johannes die Doper is in die tronk, Matteus 11 vers 3. Maar hy sê, is hy werklik die Messias wat sou kom, of moet ons nog iemand anders verwag? En Jesus het hulle geantwoord, gaan, vertel vir Johannes wat julle hoor en sien, blindes sien, verlamdes loop, mense moet ernstige velsiekte, dis melaatsheid, word gereinig, dowes hoor, dooies word opgewek, en armes hoor die goeie nuus. En dan sê Jesus vir hom, gelukkig is elkeen vir wie ek nie 'n struikelblok is nie. Want ek dink Johannes het op die stadium begin twyfel of Jesus regtig Messias is. En hoe bewys hy dit? Hy bewys dit deur die autoriteit wat hy het. En dink 'n oomblik daaraan, hoe weet ek jy is kind van die Here? Deur die autoriteit wat jy het, deur die gesag wat jy het, om nee te sê, om ja te sê vir God, as kind van die Here, om net te sê wat hy sê. En dan dink ek daaraan, dan moet ons vir onsself vra, watse gesindheid, met watse gesindheid leef ek? Leef ek met, man, ek doen wat ek wil, ek sal maak soos ek wil, man, ek is onafhanklik. Weet, mense kom by my en sê, hulle het hulle manier, daar's nie jou manier nie, daar's net God se manier. Leef jy met 'n gesindheid, ek is onderdanig, ek luister. En ek vir jou sê, ek het die begeerte, en ek kry dit nie altyd reg nie, maar ek het die begeerte om net te doen wat hy sê, om vir hom te luister, om te praat wat hy sê. Is daar enige rebellie? Wie wat is rebellie? Ek hoor, maar ek sal dit nie doen. En dis vergifnis,
Ons het oor vergifnis gepraat. Jy weet jy moet vergewe, maar jy sal dit net nie doen nie. En ek het al mense gekry wat sê, ek sal nie vergewe nie. Dis rebellie. En die Bybel sê, dis dieselfde as heksery. Dis dieselfde. So, ek moet besef dat ek afhanklik van die Here is. En dis wat mense van my moet sien. Hulle moet dit sien in my lewe. Mense kon duidelik sien, Jesus het met ander autoriteit geleer. Want dit wat hy geleer het, dit het hy geleef. Nou hoor wat sê Johannes 15 vers 5. En ek dink dis belangrik dat ons dit sal besef. Jesus sê, ek is die wynstok en julle is die lote. Johannes 15 praat van daai hele gedeelte van die wynstok. Johannes 15 vers 5. Ek is die wynstok, julle is die lote. Wie aan my verbonde bly en ek aan hulle, dra baie vrugte. Want sonder my kan julle niks doen nie. En dit is so. Ek dink as daar nie vrugte by jou te sien is nie, dan is jy nie verbonde aan Christus nie. Dan is jy nie verbind aan hom nie. Maar wanneer ek aan hom verbind is, dan begin ek vrug dra. Sonder hom kan ek niks doen nie. Ek besef, ek het geen autoriteit sonder die Here nie. En dis waaroor die evangelie gaan. Die evangelie gaan om te vertel wie die Vader is, wie is die koninkryk, maar wie ons is. So, die Vader is die eienaar, Jesus is die wynstok, ons is die lote. En wat soek God by ons? God soek by ons 'n oes, God soek by ons vrugte, oplewering. God soek by ons veel vrug. En ons kan dit nie doen sonder die Here nie. En nou wil ek afsluit. Maak jou Bybel oop daar by Matteus 8. En ons gaan 'n paar skrifte lees wat ek dink so belangrik is. Hierdie som eintlik alles op. En dis hoe ons ook moet leef. Matteus 8 vers 5. En toe hy in Kapernaum aankom, kom pleit daar 'n Romeinse offisier oor 100 by hom. Here, my slaaf lê verlam by my huis en hy verduur verskriklik pyn. Die ander evangelie sê my seun. En nou moet jy verstaan, in die tyd waar hulle geleef het, 'n slaaf was baie keer soos sy seun gewees. En Jesus sê vir hom, ek sal hom kom gesond maak. Maar die offisier antwoord, Here, ek is nie goed genoeg dat hy onder my dak inkom nie. Spreek maar net 'n woord. Jy kan dit daar merk. Spreek maar net 'n woord en my slaaf sal gesond word. Ek staan self onder die gesag van 'n senior offisier. Ek staan onder autoriteit. Ek het weer soldate wat onder my gesag staan, onder my autoriteit staan. Ek sê vir hierdie een, gaan, en hy gaan, en vir die ander een, kom, en hy kom. Vir my slaaf sê ek, doen dit, en hy maak so. Toe Jesus dit hoor, was hy baie verbaas. Hy sê toe vir die skare wat besig was om hom te volg, ek verseker julle, so groot geloof het ek nog nêrens in Israel teëgekom nie. En daar's 2 kere wanneer Jesus verbaas was, en dit was hierdie geleentheid, as gevolg van hierdie offisier se geloof, en die ander keer, toe hy in sy tuisdorp kom, en hulle het geen geloof nie, toe is hy ook verbaas, verstom, oor hulle ongeloof. Maar hierdie offisier, hoor jy, hy het iets verstaan. Dis nie net iets wat hy gesê het nie, dis iets wat hy verstaan het. Hy het verstaan wat autoriteit is. En dan is dit in die Bybel, sodat ek en jy kan verstaan, ek en jy kan begryp, wat die Here bedoel, wat die Here wil hê, dat ek moet verstaan, as ek 'n ding sê, dan moet dit gebeur. As God vir my sê, dan moet dit gebeur, want ek staan onder God se gesag, sy autoriteit, en wat hy sê, dit doen ek. En wat ek sê, omdat ek geloof het, moet dit gebeur. So ek wil afsluit, en dan wil ek weer eens sê, dankie, dat jy ingeskakel het. En wat het ons geleer? Dink 'n oomblik, en ek dink, dis dalk 'n vraag wat jy moet vra daar, in jou sirkel. Wat het jy geleer, hierdie laaste 8 lesse? En ek dink, die eerste belangrike is, die belangrikste gelykenis, is die gelykenis van die saaier. Dat dit moenie, die saad, die God se woord, moet op vrugbare grond val, in ons harte. Daar moet oes gelewer word, 30, 60, 100voudig. Plus, daar's 'n skat, die koninkryk is soos 'n skat. Ek moet my alles gee, om daardie skat aan die hande te kry.
Plus die koninkryk moet groei. Jesus vertel die gelykenis van die mosterdsaadjie wat geplant is, 'n klein saadjie word 'n groot boom, word so groot, dit verander die atmosfeer waarin jy werk, waar jy bly, en ander kom in, sit in jou takke, kry koelte, kry voeding by jou. Hulle kom en maak nes by jou, hulle rus by jou. Jy so suurdeeg, die hele koninkryk is jou hele lewe deur. En wat baie belangrik is, jy moet nie aan jou lewe dink, God is eerste, en dan is dit my vrou, en dan is dit my kinders, en dan is my werk, jy dink verkeerd. Jy moet dink, hier is 'n sirkel, God leef om my, God is in my, deur my, tot my, dis waar ek is. En in dit is my werk, my vrou, my kinders, my ontspanning, alles is in die Here gekoppel, want dit is so suurdeeg, dit deurweek my hele lewe, deurtrek my hele lewe. Nou moet ons besef, ons is diensknegte wat eiendom van God ontvang het. Ons het talente ontvang. Wat doen ons daarmee? Dat God gee ons gesag, autoriteit oor sy eiendom en ek moet iets doen. En dan dat hy die koninkryk werk twee wette, die wet van liefde, die wet van geloof. Ons kan nie sonder dit werk nie. Jou geloof werk nie omdat hy nie liefde is nie, of liefde werk nie omdat hy geloof is nie. Die twee is geweldig belangrik, hulle werk saam. En dis wat God by ons soek, hy soek liefde by ons, hy soek geloof by ons. Maar baie belangrik, Matteus 25, die diensmeisies, die dwaasheid is dat jy Jesus nie ontmoet nie. Die dwaasheid sal wees, as jy besig raak met ander dinge, so besig is, dat jy nie by die Here uitkom nie. So ek wil afsluit om jou te vra, mag jy dink oor Jesus. Elke dag, dink oor Jesus. Praat oor Jesus. Praat bietjie oor Jesus. Moenie praat oor veroordeling nie. Praat oor Jesus, dit wat Jesus gedoen en sê het. Leef Jesus. Leef Jesus. Hoor by Jesus. Hoor by Jesus. Wat wil hy hê? En dan moet jy verstaan, baie keer sê mense, ons moet die koninkryk bou. Ek dink jy kan die koninkryk bou nie, want God se koninkryk is klaar vasgelê, dis neergesit. Maar ek dink jy kan die koninkryk meer leef. Jy kan meer van die koninkryk leef in jou lewe. Ek dink daar's meer sleutels wat jy kan ontdek. En ek dink, die oomblik aan jy die Here luister, dan bou ons sy kerk. Sy kerk moet groei. Sy kerk is die bruidegom wat groter word, en ons moet sy kerk groei. En ek wil sê, dankie dat jy geluister het. En ek dink, julle kan daar 'n bietjie vra, wat het ons geleer? Wat het vir jou uitgestaan? Wat 'n verskil in jou lewe gemaak het? Dankie dat jy ingeskakel het, dankie dat jy geluister het. Jy is 'n great blessing vir my. Dankie vir jou liefde en jou omgee.